altyd na ons wil luister nie, dat ons kinders nie altyd dink dat dit wat ons sê is wys nie, maar kom ek sê vanoggend vir die eerlikwaar, en u het dit ook beleef, dat hoe ouer jy word, daar's 'n Godgegewe gawe wat die Here aan jou gee as jong mens, dat daardie wyshede, alhoewel jy nie daarmee saamstem nie, en alhoewel jy dink dat jou ouers weet nie waarvan hulle praat nie, gee die Here die vermoë, ek weet nie waar stoor hy het nie, maar hy stoor dit iewers net hier. Hy stoor daardie wysheid iewers net hier, en soos jy opgroei, en soos jy groter word, en soos jy die pa word van die huis, of die ma word van die huis, of die volwasse in 'n samelewing, herroep jy daardie wyshede wat jou pa of jou oupa of wie ook al vir jou agtergelaat het. Besef jy dat hy was so wys. In daardie oomblikke, en jy weet, ek kry baie keer dat ek dink, ek wens dat ek net meer vrae gevra, want daar was soveel wysheid, maar mense dink nie daaraan in daardie oomblik nie. Daarom wil ek klem lê vanoggend dat jy as ouer soveel wysheid moontlik op jou kind moet uitstort. Dat jy dit moet gee, al wil dit nie hê nie, is fine. Gee dit net. Want ek glo dat ons Vader, wat alle wysheid aan ons gee, daardie wysheid iewers in ons onderbewustelikheid vas anker, sodat wanneer ons groter is, die Bybel sê vir ons, voed 'n kind op in die weg wat hy moet gaan, en as hy groot is, sal hy daarvan afwyk nie. Op hierdie Vadersdag wil ek met u praat oor 'n erfporsie. Ek wil spesifiek praat vanoggend met die vaders, met die moeders en met elke ander persoon. Maar spesifiek vanoggend met die vaders. In Spreuke hoofstuk 13 vers 22 sê Salomo as 'n pa die volgende. Hy sê 'n goeie mens, of in hierdie geval 'n goeie pa, laat sy kinders erwe. Maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebêre. 'n Goeie pa laat sy kinders erwe. Dit beteken dat slegs diegene wat ryk is in aardse goedere, volgens Salomo goed kan wees. Of is dit? Salomo was 'n wyse man, en ek dink hy skryf hierdie versie nie so seer gegrond op materiële erfporsies nie. As jy vanoggend hier sit en jy's 'n ryk man en jy kan die kinders baie laat erwe, is dit wonderlik. Maar as ook vanoggend diegene wat hier sit of na die tyd uit die boodskap kan luister, wat nie veel aardse besittings het om hulle kinders te laat erwe nie, maak dit dan dat hulle nie 'n goeie pa is, of 'n goeie ma is, of 'n goeie mens is nie. Ek glo nie vanoggend dat Salomo in sy wysheid het dit bedoel toe hy gesê het dat 'n goeie man aan sy kinders erwe nie. Want jy kan jou kinders baie geld laat erf, maar geld raak klaar. Jy kan vir hulle motors agterlaat en huise agterlaat, maar motors raak oud. Jy kan vir hulle meubels agterlaat, maar meubels gaan uit die mode. Behalwe as jy baie sentimenteel is. Ek sien baie keer wat gebeur in huise waar mense regtig sentimenteel is. Hulle raak ontslaaf van al hulle ouers se goed, maar daar's altyd in die sitkamer iewers in 'n hoekie, amper al weggesteek, is ouma se stoeltjie waarop sy vir mamma gevoed het en waar ek my kind weer op. Hy staan net daar, hy's baie lelik, maar hy staan daar in die hoekie want ek kan net nie van dit ontslaa raak nie, want ek is sentimenteel, maar eintlik, luister mooi, het daai stoeltjie vir niemand geen waarde nie. Maar dit was jou erfporsie. Dit was jou erfporsie. Is dit dan waarvan Salomo gepraat het? Of het hy dalk gepraat van die volgende? Speel vir my daai video asseblief.
Over the years, our dad taught us a lot of valuable lessons. Some of them stuck, and some of them didn't. Dad taught us how to tie a tie. Dad taught us how to grill the perfect steak. He told us it was important to share. And when we were old enough, he taught us how to shave. He also taught us the importance of keeping in shape. Dad taught us how to be wise with our money. He made sure we grew up being skilled with a hammer. He even taught us how to make the perfect cup of coffee. Dad also taught us what it means to love your wife. He taught us how to pray, and Dad taught us how to grow in wisdom. So whether you're just like your dad or totally the opposite, this is the man who helped make you who you are. And the legacy he leaves with you will last forever. As jy vanoggend 'n welgestelde man is en jy kan vir jou kinders 'n erfposie laat, is daar sekere dinge wat ek vanoggend wil hê jy by jou portefeulje moet plaas. Dinge wat werklik 'n nalatenskap is, wat werklik 'n erfdeel is en wat kan voortleef lank nadat jy weg is van jou kinders af. Die eerste ding wat moet deel uitmaak van jou erfportefeulje is wysheid. Wysheid. In Spreuke 1 vers 8 sê Salomo, my seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Wanneer ons kinders het spesifiek in hulle bietjie opgroei jare, die tienerjare, is tieners geneig om nie na ouers te luister nie. Hulle dink ouers weet niks en hulle weet alles. Ons was almal daar, ons het dit almal gedink. Maar jy moet nie vanoggend nalat om te midde van daardie ervaring nog steeds wysheid met jou kinders te deel nie. Almal van ons wat vanoggend hier sit, daar's jou spreekwoord wat sê dat wysheid kom met die grysheid. Daar's waarheid daarin, want hoe langer ons leef op hierdie aarde, ons kry tog wysheid in sekere areas van ons lewens en dit is belangrik vanoggend dat ek daardie wysheid aan ander sal oordra. Miskien is jy vanoggend hier en jy kinders, jy kleinkinders, wonderlik, miskien is jy vanoggend hier en jy het nie kinders nie, maar jy kan nog steeds daardie wysheid oordra aan 'n volgende geslag. Jy kan nog steeds daardie wysheid oordra aan iemand anders sodat jou wysheid kan voortleef wanneer jy nie meer daar is nie. Ons sien baie keer dat mense vir hulle kinders erfporsies laat en dit is wonderlik. Ek wil jou aanmoedig, doen soveel soos jy kan, maar soos ek net ook gesê het, as jy geld agterlaat, dit raak klaar en motors en huise en goed, dit verwaarloos, dit gaan agteruit en meubels raak uit die mode. Dis goed wat vergaan. Maar daar sekere goed in jou erfportefeulje wat ek wil hê vanoggend jy moet aandag aan gee, wat ons op hierdie videoetjie gesien het, wat so belangrik is dat jy dit sal oordra aan jou kinders, want dit is iets wat jou kinders kan oordra aan hulle kinders, hulle weer oor kan dra aan hulle kinders en wysheid is een van daardie goed en daarom sê hierdie selfde Salomo in Spreuke 5 vers 1, my seun, luister na my wysheid, neig jou oor tot my insig. En ek weet vanoggend, ek sê dit weer, dat ons kinders nie altyd na ons wil luister nie, dat ons kinders nie altyd dink dat dit wat ons sê is wys nie, maar kom ek sê vanoggend vir die eerlikwaar, en u het dit ook beleef, dat hoe ouer jy word, daar's 'n Godgegewe gawe wat die Here aan jou gee as jong mens, dat daardie wyshede, alhoewel jy nie daarmee saamstem nie, en alhoewel jy dink dat jou ouers weet waarvan hulle praat nie, gee die Here die vermoë, ek weet nie waar stoor hy het nie, maar hy stoor dit iewers net hier. Hy stoor daardie wysheid iewers net hier, en soos jy opgroei, en soos jy groter word, en soos jy die pa word van die huis, of die ma word van die huis, of die volwasse in 'n samelewing, herroep jy daardie wyshede wat jou pa of jou oupa of wie ook al vir jou agtergelaat het. Besef jy dat hy was so wys. In daardie oomblikke, en jy weet ek kry baie keer dat ek dink, ek wens dat ek net meer vrae gevra, want daar was soveel wysheid, maar mens dink nie daaraan in daardie oomblik nie. Daarom
wil ek klem lê vanoggend dat jy as ouer soveel wysheid moontlik op jou kind moet uitstort. Dat jy dit moet gee, al wil dit nie hê nie, is fine. Gee dit net. Want ek glo dat ons Vader wat alle wysheid aan ons gee, daardie wysheid iewers in ons onderbewustelikheid vas anker, sodat wanneer ons groter is, die Bybel sê vir ons, voed 'n kind op in die weg wat hy moet gaan, en as hy groot is, sal hy daarvan afwyk nie. Hy wyk daarvan af as hy jonk is. Maar wanneer hy oud is, wanneer hy groter word, sal hy daarvan afwyk nie. En dit is so belangrik, en dit is volgens my seker die belangrikste punt, om net die wysheid wat jy opgedoen het deur die lewe. En ek weet, ek ervaar dit ook, praat ook met jonger mense, en partykeer, hulle verwerp net wat jy vir hulle sê, en jy sien die foute wat hulle maak, maar moenie ophou nie, moenie ophou om dit wat jy in die wêreld geleer het, die wysheid wat jy al ontvang het, oor te dra aan die volgende geslag nie. Jy weet, ek en François praat donderdag oor 2 boeke wat ek besig is om te lees. Die een is van Andrew Murray en die ander is van 'n ander tannie wat ek nie ken nie. Maar hulle het albei geleef in die omgewing van 1887. Luister baie mooi. Die boeke wat hulle geskryf het is in 1887 rondgeskryf. Hulle het geleef tot hier ongeveer 10 tot 14. Het daai 2 ou mense geleef. Ek lees nou eers daardie boeke. My broer mense, dit is 'n paar jaar later. Maar die wysheid wat hulle daar opgeteken het, inspireer my vandag, rus my vandag toe, as hulle geld agtergelaat het, so het lankal weg gewees het, meubels, karre, al die goed, so lankal weg gewees het, maar die wysheid wat hulle agtergelaat het, kan ek en jy vandag nog steeds op intap. Ek wens baie keer, ek sê dit baie, julle wat nou al 'n bietjie met my gekuier het, veral julle ouer is, weet ek sê altyd, skryf 'n boek. Skryf 'n boek. Laat jou wysheid agter. Ons praat net nou daar, praat ons met iemand wat bietjie hoes, en hulle praat van ouma se resep. En ek dink vir my dadelik daaraan, skryf dit neer. Skryf daar die wysheid neer, sodat 'n volgende geslag daarvan gebruik kan maak. Wyse raad, wyse besluite. Partykeer is die beste manier om wysheid oor te dra, is om vir iemand te vertel van die foute wat jy gemaak het. Dat hulle uit jou foute uit kan leer. Dis ook wysheid. Dis ook 'n manier om wysheid oor te dra. Dis lekker om net te luister na iemand wat ondervinding het en daardie wysheid met iemand kan deel. En jy sit vanoggend hier, pappa, oupa, jy sit vanoggend hier en jy het wysheid. Jy het baie wysheid. Jy weet dit nie. Mense sê dit nie vir jou nie. Maar jy het vanoggend sekere wyshede wat jou kinders nie het nie, wat jou kleinkinders nie het nie, wat die persoon wat jonk is, wat langs jou sit vanoggend dalk nie het nie, en jy moet dit deel. Jy het 'n verantwoordelikheid om daardie erfdeel met iemand te deel. Dis so lekker. Dis so lekker vir my as iemand kom, veral 'n kind wat nou al groot geword het, gesê het, pastoor, weet jy, ek was so oud toe jy ons pastoor was, en jy het een Sondag dit gesê, en ek kan glad nie onthou van dit nie, maar hy sê, weet jy, daardie ding het my lewe beïnvloed. Hy onthou dit tot vandag nog. Dis vir my wonderlik. Wat beteken, ek het 'n erfporsie agtergelaat in daardie persoon se lewe. En jy het vanoggend die geleentheid, man, vrou, maak nie saak wie jy is nie. Ek en jy as kinders van die Here het vanoggend 'n voorreg en 'n verantwoordelikheid om 'n erfdeel agter te laat. Ja, jy het nie vanoggend baie geld nie, maar jy het wysheid. Jou wysheid is baie meer werd as al die goud en silwer op hierdie aarde. Deel daardie wysheid. So maak dit deel van jou erfportefeulje. Die tweede ding wat moet deel uitmaak van ons erfportefeulje is jou ervaring. Jou ervaring is so belangrik. Kennis kan geleer word, maar ervaring word oorgedra. Kan ek dit weer sê? Kennis kan geleer word, maar ervaring word oorgedra. Hoe om iets te doen, ons het soveel ervaring in hierdie gebou vanoggend. Ons ervaring van mense wat langer in die kerk kom as wat ek oud is. Hier's mense wat in besigheid is, en al hierdie ervaring vanoggend, as ons net daardie ervaring vir mekaar kan oordra, dit wat jy beleef het in die teenwoordigheid van die Here en in sy huis. In Genesis 42 vers 29, en hulle het by hulle vader Jakob in die land Kanaan gekom, en hom alles, luister baie mooi, en hom alles vertel wat hulle wedervaar het. Hulle het hom alles vertel
wat hulle ervaar het, wat hulle wedervaar het, wat hulle beleef het in die tyd wat hulle vir hom geskryf was. Hulle het hom alles vertel. Jou ervaring is belangrik. Hoe moet jou kinders weet hoe om konflik te hanteer as jy hulle nie leer uit jou ervaring nie? Tree so op, moenie so optree nie, sê dit, moenie dat sê nie. Dis jou ervaring wat jou kind kan help, wat jou kind, luister, hoekom moet ons die wiel herontwerp en weer herontwerp en weer herontwerp? Ons voorouers het dit reeds gedoen. Hoekom leer ons nie uit hulle ervaring nie? Hoekom sit ons nie by hulle voete nie? Hoekom dra hulle hulle ervaring aan ons oor nie? Miskien voel jy die volgende, maar ek is nie belangrik genoeg nie. En my ervaring, ag, wat is my ervaring nou? Ek kan vir niemand iets beteken nie. Jou ervaring is belangrik. Hoor my hart volgende. Ek het regtig gestoei met die Here rondom hierdie boodskap, maar dit is my so belangrik vanoggend dat u sal hoor en dat u sal verstaan vanoggend dat jou ervaring is belangrik en dit moet oorgedra word. Hoe hanteer jy verlies? Jou kind het nog nooit verlies hanteer nie. Maar jy het al iemand aan die dood afgestaan. Jy sal deur 'n verhouding wat nie gewerk het nie. Jy sal al in die rug gesteek deur vriende. Jy sal dalk deur 'n egskeiding. Hoe hanteer jy daardie ervarings? Dis negatief, dis sleg, maar dit gee jou die toerusting, 'n erfporsie wat jy kan agterlaat in iemand se lewe sodat wanneer hulle dalk deur so iets mag gaan, kan onthou maar my pa het gesê. My ma het gesê. Hierdie persoon het gesê, hierdie oom of tannie het gesê, hierdie persoon het iets in my lewe agtergelaat en dit stel my in staat. Onthou, ons praat hier van 'n erfporsie. Dit stel my in staat. Die doel van 'n erfporsie is om iemand op te lig na 'n volgende vlak toe. Jy gee vir hom iets om hom op te lig na 'n volgende vlak toe. En hierdie dinge soos wysheid en in hierdie geval val jou ervaring lig iemand net op in 'n volgende dimensie in. Ook jou geloofsuitdagings en jou geloofsbelewennisse. Kom ons kyk eers daarin. Jou belewennisse. Ek kan ure by mense sit en net hoor wat het die Here gedoen vroeër jare in die ou tente. Die herlewings wat daar was in die tente vroeër jare. En die herlewings wat mense ervaar het. En dit wat hulle gesien en beleef het. Ek lees boeke daaroor, want ek wil daai mense se ervarings hê. Want daardie ervarings help my om my geloof te kan staan. Dit los 'n erfporsie in my hart, wat ek weer kan oordra aan 'n volgende geslag. Al het ek dit nie beleef nie, kan ek 'n volgende geslag daarvan vertel. En 'n volgende geslag kan 'n volgende geslag weer daar vertel. Want dit is iemand se ervaring. En jy moet nie ervaring geringskat nie. Jy moet nie dink jou ervaring is niks werd nie. Deel jou ervaring. Hoekom kom ons kinders nie kerk toe nie? Want ons deel nie ervaring met ons kinders nie. As jy jou ervaring met jou kinders deel, sal hulle kerk toe kom. Want dis waarna hulle soek, dis waarna hulle honger is. En as pa en ma dit jy kon ervaar, kan ek dit ook ervaar. Maar ons deel nie altyd ons geloofsbelewennisse nie, maar luister baie mooi. Ek dink is ook belangrik dat ons geloofsuitdagings moet deel. Daardie ervarings wat ons gehad het, Paulus skryf in 2 Korintiërs 12 vers 8, hy sê, hy praat van sy geloofsuitdaging, en hy sê, ek het die Here 3 keer hiervoor gebid, dat hy van my sou wyk. Dit is belangrik, dat ons hierdie ervaring ook met iemand sal deel, met die jonger geslag sal deel, met 'n volgende geslag sal deel, dat hulle sal besef dat om kind van die Here te wees, is nie om op wolke te loop nie, daar's uitdagings, en ek het daai uitdagings gehad, en dis hoe ek dit oorkom het, en daardeur dra ek weer wysheid oor, maar my ervarings is so belangrik. Luister baie mooi. My ervarings met die Here is baie keer die goed wat my staande hou in my geloof. En jou ervarings wat jy gehad het, kan 'n volgende geslag staande hou in hulle geloof, dat jy hulle kan bemoedig en aanmoedig in die dinge van die Here. So belangrik volgens daardie ervarings van jou. Psalm 9 vers 15 sê, hy sê, sodat ek al u roemryke dade kan vertel. En die poorte van die dogter van Sion kan juig oor die heil, sodat ek die roemryke dade kan vertel, die ervarings wat ek gehad het, dit wat ek beleef het, dat ek dit met iemand anders kan deel. Die psalmdigter sê, ek wil vir almal vertel van dit wat die Here gedoen het. Weet jy wat? Dat ons getuig baie keer meer van dit wat die duiwel doen, as dit wat die Here doen? Elke keer as ons klaar negatief is, gee ons eer aan die duiwel. En vertel ons vir almal hoe groot die duiwel is. Dit gaan nie jou kind by die Here uitkry nie, dit gaan nie jou kind hoop gee nie, dit gaan nie 'n wêreld in geloof bring nie, maar jou ervaring met die Here,
Jou struggle waar jy deur jy is, jou geloofs uitdagings wat jy gehad het, hoe jy daar deurgekom het, dis wat hoop gee aan 'n wêreld daar buitekant. Ek luister baie keer op televisie predikers soos Joyce Meyer en sy is lief daarvoor om haar eie ervarings te deel en dit bou mense op, dit help mense. En baie keer sê mense, weet jy maar, Joyce Meyer het gesê, dis haar ervaring wat sy met jou gedeel het en jy dra dit oor aan 'n volgende. Kom maar kerk van die Here, ons het 'n erfporsie wat ons moet deel met ander mense. Jy het 'n erfporsie van, jy het ervarings wat jy met die nageslag moet deel. Psalm 22 vers 31. 'n nageslag sal hom sien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Ek dink dis iets wat ons ongelukkig nalaat in die moderne kerk. Ons vroeër jare baie, voor my tyd, weet ek daar was baie goed gewees soos getuiesdienste. Maar ek dink ons het dit een keer gedoen een aand, wat mense net kom en net kon getuig van wat die Here vir hulle doen. Met ander woorde, hulle kon getuig van hulle ervarings. Hulle draai daai ervaring aan jou oor wat geloof skep in jou hart sodat jy die Here kan vertrou. Moet dit nie gering ag nie. Jy het 'n erfporsie wat jy moet oordra. Jou ervarings is belangrik. Kan ek net 'n amen kry? Psalm 44 vers 2: O God, met ons ore het ons dit gehoor. Ons vaders het ons dit vertel. 'n werk wat u gedoen het in hulle dae, in die dae van die voortyd. Hoe duideliker kan jy dit kry? Ons vaders het ons vertel van wat die Here gedoen het in hulle dae. Dis 'n erfporsie. Ek sê weer, laat miljoene vir jou kinders agter. Onthou my ook so in jou testament. Dis wonderlik. Maar daar's goed wat belangriker is. Daar's goed wat meer krag dra. Daar's goed wat verder gaan en wat iemand kan sustain in hulle geloof. En dis jou ervarings. Jou ervarings met die Here spesifiek. Die derde ding wat moet deel uitmaak van jou erfportefeulje is jou voorbeeld. Is jou voorbeeld. Ek en Frans wil praat weer eens die week van sy kleintjie en hy sê hierdie kind doen net lately alles wat hy doen. Why? Because monkey see, monkey do. En ons is monkeys. Ons doen net, Jesus sê, ek doen net wat ek sien die Vader doen. Dis hoe ons bedraad is. Dis ons bedraad vir alles kind. Dis ons so bedraad dat ons doen wat ons sien, ons pa of ons ma doen. Wees dan 'n voorbeeld vir jou kind. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, Paulus het nie kinders gehad nie, hy skryf aan sy geestelike kinders, hy sê die volgende, hy sê, wees my navolgers, soos ek die van Christus is. En ek het gekyk gisterand, daar's 'n paar keer, 'n hele paar keer wat Paulus hierdie uitdrukking maak, wees my navolger. Hy sê, met ander woorde, hy sê, kyk na my voorbeeld. Kyk na my voorbeeld. En baie keer as ons kinders inseën of so, dan lê klem daarop, dat hierdie ouer, ma en pa, hierdie ouer is verantwoordelik, dat die kind sal sien wat dit beteken om die Here te dien, dat die kind sal sien hoe om te bid, dat die kind sal sien, want jy is 'n voorbeeld. En vir die eerste klomp jare van jou kind, is jy die enigste voorbeeld. Maar selfs wanneer jou kinders groter word, en goed begin bevraagteken, selfs die kerk en die Here begin bevraagteken, is jou voorbeeld nog steeds iets waarna hulle opkyk. Hulle gaan opkyk na dit. In Johannes 13 vers 15, Jesus sê, want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Ek het julle 'n voorbeeld, luister mooi na die sin. Ek het julle 'n voorbeeld gegee. Dis jou erfporsie. Dis deel van ons erfenis in Christus Jesus as kinders van die Here. Die Here sê, ek het vir julle 'n voorbeeld gegee. Wees my navolger, ek het vir julle 'n voorbeeld gegee. Kerk van die Here. Ek weet niemand van ons is volmaak nie. Maar jou voorbeeld. Jou voorbeeld vir die wêreld daar buitekant, vir jou kinders, mense rondom jou is so belangrik om net daardie voorbeeld daar te stel. Hy sê vir ons in 1 Timoteus 4 vers 12, skryf Paulus aan die jong Timoteus. Hy sê, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Wees 'n voorbeeld. Wees 'n voorbeeld. Dis volgens my so belangrik. Want kinders leer, ek het geleer, as 'n volwassene, het ek by ouer Christene geleer om te bid. Ek het na hulle gekyk. Toe nog daai jaar by Sentraal, die oase vandag was vroeër jaar Sentraal,
Dr. Gielie Kommering was daar en die aand as ek so toe gegaan het hulle krentjie gemaak. Dis gewoonlik al die ouer mense het 'n krentjie gemaak en ek was daar. Want ek wou leer. En ek het gekyk na hulle voorbeeld. Hulle ervarings het ek na geluister. En hulle voorbeeld het na gekyk. En dit het my gehelp om sekere dinge te kan doen. My geestelike vader, geestelike moeder, ek het na hulle gekyk en gesien hoe hulle dinge doen. En dit het my toegerus om vandag te doen wat ek kan doen. Deur hulle voorbeeld. Luister, jy's 'n voorbeeld vir iemand. Iemand kyk na jou. Pastoor, niemand kyk na my nie. Iemand kyk na jou. Jy's dalk nie eens bewus daarvan nie. Maar jou voorbeeld kan 'n verskil maak. En dis nie nalatenskap. Jou voorbeeld is die erfdeel wat jy kan nalaat in iemand se lewe. Kan ek dit nog 'n amen kry? Want ek gaan nou nie slaap raak. Ja, yeah, exactly. Jesus sê Johannes 5 vers 19, Jesus het hulle geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, die seun kan uit homself niks doen tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dis die Vader doen, dit doen die seun ook net so. Monkey see, monkey do. Ons volg, nou Paulus sê, wees my navolgers, ek en jy doen nog steeds nou wat Paulus gesê het ons moet doen. Ons doen nou nog wat Jesus gesê het ons moet doen. Ons volg nog steeds hulle voorbeeld in woord en in daad. Ons lees hier van koning Asa, hy sê, en Asa het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid. Net soos, met ander woorde dieselfde as sy, wat het geleer? By sy vader. Hy het die voorbeeld van sy vader gesien. Absalom het gekies om dit nie te doen nie. Asa het gekies om dit te doen. Hulle het altyd dieselfde voorbeeld gehad. Jy sien, ek het 'n keuse. Wat gaan ek doen met die erfporsie wat ek ontvang? Maar Dawid het daai erfporsie, luister mooi, ek is amper klaar. Asa het daardie erfporsie aan al sy kinders gegee. En jy het vanoggend die voorreg, ek het vanoggend die verantwoordelikheid, ek en jy, om hierdie erfdeel van ons voorbeeld te gee. Sodat ons kinders, die jonger geslag kan sien, ons voorbeeld, en op die einde van die dag, wanneer hulle groter is, daardie voorbeeld sal navolg. Ons raak baie keer moedeloos, want ons gee die kinders 'n voorbeeld, en die kinders volg dit nie, hulle gaan dit nie nou volg nie. Hou jy net vol, hou jy net aan, want wanneer hulle groter is, sal hulle dit onthou, en sal hulle doen, want dit is 'n erfporsie. Ek sê dit is 'n erfporsie, dit is iets wat nagelaat word. Nou nommer 4, en hierdie is vir my so belangrik, veral vir ons paas, maar net so vir ons maas. Die 4de ding wat moet deel uitmaak van my erfportefeulje is jou vaardighede. Mense, vaardighede. Weet jy dat ons grootste probleem in Suid-Afrika is vaardighede. Ons mense het nie meer vaardighede. Hoekom nie? Want ons dra nie meer ons vaardighede oor nie. En ek dink dit is so belangrik. Ja, ek wil nou verskriklik goed sê vanoggend, maar hoor dit my hart. Ek dink op 'n manier is dit belangrik om jou kind bloot te stel aan jou vaardighede, al stel daardie kind nie belang nie. Hoor net. Want net omdat die kind nie belangstel in die vaardighede, beteken dit nie dat hy nie daai vaardighede later gaan nodig kry nie. So ek wil hom vanoggend weet dat jou vaardighede, dit waarmee jy goed is, jou ambag, jou professie, moet oorgedra word op 'n volgende geslag. Vaardighede sterf uit. En dit is so jammer, en die eenvoudige rede is net, dat ons nalat om ons vaardighede aan iemand oor te dra. Toe ons jonk was en net begin werk het jy vakleerlinge gekry. Wat was 'n vakleerling? 'n Vakleerling was iemand wat saam met iemand anders gewerk het om daardie persoon se vaardighede aan te leer. Dis 'n vakleerling. Apprenticeship. Nou weet die manne waarvan praat ek. Om daai persoon se vaardighede te leer. En elkeen wat vanoggend hier sit, elkeen van ons wat vanoggend hier sit, het sekere vaardighede. En vaardighede wat uniek aan jou is, wat ons moet oordra. Dit kom weer vir my terug na daardie ding toe. En ek het al vir hoeveel manne, hulle luister nie vir my nie, maar ek het al vir hoeveel manne en vroue gesê, skryf dit neer. Jy hoef nie 'n boek te skryf wat gepubliseer word nie, maar skryf net jou vaardighede neer. Leer ons hoe om sekere dinge te doen.
Moenie sterf saam met daardie kennis, saam met daardie wysheid, saam met daardie voorbeeld, saam met daardie kennis en moenie sterf met daai vaardighede nie. Los vir ons 'n erfdeel. Ja, pastoor, maar alles is op YouTube beskikbaar. Jy's nie op YouTube nog nie. Wat daarvan? Ek het gister daaraan gedink. Wat daarvan? As jy volgende keer sit, jy's afgetree, jy werk nie meer nie, jy voel jy kan niemand beïnvloed nie, maar jy kan deur vir pastoor Frans wat te vra, afgeneem word. Nee, luister, afgeneem word in jou vaardigheid en ons kan dit op YouTube sit om mense te leer. Hoe swys mens? My pa het nooit geswys nie, pastoor, my pa het nie so 'n welding masjien gehad nie. Ja, maar ek ken iemand in die gemeente, 'n ou boilermaker. Man, hy man kan swys, laat hy vlak sommer so omtrek. Kom met hy jou wys. Ons gaan kort videoetjies maak. Ons gaan dit op YouTube sit sodat jy kan leer, sodat hy sy vaardighede kan oordra, want dit is 'n erfdeel vir die nageslag. Hoor jy my hart vanoggend? As jy 'n goeie mampoere sê, moet hom nie bring nie. Nee. Maar daardie vaardighede wat jy het, dit is vir my so wonderlik. Julle weet mos nou ek het die pot en so aan en so wonderlik as my buurman my kom help met goed. Hy het die oulikste idees. Sê ek, buurman, jy moet hierdie goed mee neerskryf, want jy word oud. En dit gaan verlore. My oupa het seker goed op 'n sekere manier gedoen. My pa het goed op 'n sekere manier gedoen en dit was alles vaardighede en ek is so dankbaar. Ek was nie 'n kind wat vreeslik my hande bewerk as kind nie. Ek hou nou nog daarvan as my hande vuil is. Ek was 10 keer 'n dag my hande. Maar my pa het ons, en dit is hoekom ek sê dis baie keer nodig om die kind net bloot te stel daaraan teen sy wil, want my pa het ons seker goed geleer en vandag is ek so dankbaar daarvoor. So dankbaar vir daardie vaardighede wat hy my geleer het. Gedink daai tyd ek gaan dit nooit gebruik nie. Ek sal dit nooit gebruik nie. Vandag is ek so dankbaar want met hierdie 2 hande kan ek werk. Maar ek het vaardighede geleer. Ek het met my oupa geleer hoe om 'n boom te plant. Wat jy daar moet ingooi. Gedink oupa, jy's nie lekker nie. Maar vandag wat ek self daarmee werk, besef ek daardie wysheid, daardie voorbeeld is 'n nalatenskap en niemand kan dit van my wegvat nie. Dis my erfdeel. Wat ek probeer vanoggend sê, jy het vaardighede. Tannie, deel daardie vaardighede. Leer iemand, Tannie Karlien, waar is jy? Leer iemand om vetkoek te bak soos jy. Tannie Karlien se vetkoek is die lekkerste in die dorp. Maar sy vat nie bestellings nie. So sy moet iemand leer. Daai vaardighede. Net daardie vaardighede. Ek beny baie keer mense wat net so mooi manier het om met ander mense te werk. Dra daai vaardighede aan iemand oor. Ek kan die hele dag aangaan. Maar vanoggend is my so belangrik om te besef jy het vaardighede. Elkeen. Ellen voel hy's niks meer werd nie. Maar hy het 'n vaardigheid daar by die deur om mense te groet, nê. En almal gee hom na hulle drukkie. Dis waar, Ellen. Hy het vaardighede. Chris met sy snoeisker. Vaardighede. Luister, dit gaan uitsterf as jy dit nie oordra nie. Ja, maar my kinders stel nie belang daarin nie. Stel hulle net bloot. Wys hulle net. Of kry iemand wat belangstel. Jy sê, weet jy, ek het hierdie vaardigheid. Ek wil dit graag aan iemand oordra. En nou is ek klaar. Want oor hierdie onderwerp wil ek net aan. Ek wil net aan gaan vanoggend. So belangrik. So ek sluit af. Geliefdes, Paas, Vadersdag. Daar's sekere dinge wat jy die volgende geslag moet leer. Of jy nou 'n fisiese pa is of 'n geestelike pa, maak nie saak nie. Jy sekere dinge, jy weet Dr. Phil McCraw wat op televisie was vroeë jare, hy het altyd gesê, hy weet nie alles nie, maar hy het al om 'n paar hoeke gekyk wat ander mense nog nie gekyk het nie. Daar's nou 'n stukkie wysheid wat altyd by my bly. En jy as pa het al om 'n paar hoeke gekyk wat jou kinders nog nie gekyk het nie. Jy weet wat agter daardie hoek lê. Help jou kind. Dra daardie wysheid oor. Daardie ervaring, daardie voorbeeld. Dis die goed wat jou kinders gaan onthou. Ja, die 10 miljoen rand gaan help, maar dis nie wat hulle gaan onthou nie. Ek sal ook daarvan hou, maar dis daardie dinge wat ek nou vanoggend genoem het. Dit wat ons op hierdie
videoetjie gesien het. Dis daardie ding wat 'n pa, 'n seun, 'n ma, 'n seun leer of 'n dogter leer, kinders leer. Dis daardie goed wat die werklike erfporsie is. Nou kom ek terug na Salomo se stelling met dit in gedagte. 'n Goeie man of 'n goeie mens, goeie vrou, goeie persoon, laat sy kinders erwe. Jy het vandag 'n erfporsie wat jy moet nalat. Niemand van ons leef vir ewig nie. Jy het 'n erfporsie wat jy moet agterlaat in iemand se lewe. En iemand wat jonger is, iemand wat ouer is, maak nie saak nie. Jy het iets wat jy moet oordra. En ek wil vanoggend vir jou vra, wat is daardie ding? Terwyl ek gepraat het, wat het in jou hart opgespring? Wat het in jou gedagtes opgespring? Dis daardie ding. Dis daardie ding wat jy moet as 'n erfdeel oordra aan iemand. As jy breinaalde gesien het, dit moet nie aan my oorgedra word nie. Maar as iemand wat in brei. Ek wil volgende vir jou sê, luister baie mooi. Die Here het sekere gawes, sekere talente aan jou toevertrou om dit te deel met 'n volgende geslag. Ek sê nie vanoggend jy is 'n rekenmeester, jou kind gaan 'n rekenmeester word nie. Of jy is 'n elektriesien, jou kind gaan dis nie wat ek vanoggend sê nie. Dis net vaardighede. Vaardighede. Dra dit oor in 'n volgende geslag. Laat dit hulle erfdeel wees. En jare, miskien millennia, dalk nie millennia nie, maar in elk geval jare nadat jy weg is, soos hierdie van Andrew Murray, sal daar nog iemand wees wat jou vaardighede, jou wysheid, jou insig, jou ervaring nog steeds as 'n erfdeel saam met hulle kan dra. En dis hoe jy nalatenskap bou. Amen. Vader, dankie vanoggend dat U ons Vader is, dat U ons voorbeeld is aan wat 'n vader beteken om te wees. Dankie Here dat U vir ons in Christus Jesus ook 'n erfdeel gegee het. En dat daai erfdeel nie bestaan vanoggend in silwer en goud nie, Here, maar in 'n voorbeeld en in 'n ervaring en in wysheid. En ek bid vanoggend, Here, dat U hierdie boodskap sal wakker maak in ons, almal van ons harte wat vanoggend hier is, Here. Elkeen van ons. Maak dit ons harte wakker. Gee ons 'n visie, help ons om te sien. Leer ons wat ons vaardighede is, sodat ons dit kan oordra aan 'n volgende geslag en so 'n nalatenskap bou. Ons eer U vanoggend vir hierdie woord in Jesus naam. Amen.